Deuteronomium, hoofstuk 29. Hier volg al die woorde van die verbond wat die Here vir Moses gegee het om te sluit met die Israeliete terwyl hulle in Moab was. Hy het ook 'n ander verbond met hulle by Horeb gesluit. Al die Israeliete is deur Moses bymekaar geroep. Toe sê hy vir hulle: Met julle eie oë het julle self gesien wat die Here alles aan Egipte, die Farao, sy dienaars en sy land gedoen het. Daardie groot en kragtige dade van verbasende tekens en wonders het jou eie oë gesien. Tot nou toe het die Here nie vir julle die kennis gegee om dit te verstaan, of die oë om dit te sien, of die ore om dit te hoor nie. Sonder dat die klere wat julle aantrek verweer, of dat die skoene aan julle voete stikkend raak, het ek julle 40 jaar deur die woestyn laat trek. Sodat julle kan weet dat ek die Here julle God is, het julle glad nie enige brood geëet, of wyn of sterk drank gedrink nie. En toe julle hier in die land Kanaan aangekom het koning Sihon van Hesbon en koning Og van Basan besluit om op te trek en teen ons oorlog te maak, maar ons het hulle oorwin. Toe het ons hulle land ingeneem en as erflike besitting gegee aan die stamme van Ruben, Gad en die halwe stam van Manasse. Om dus voorspoedig te wees met al julle handewerk, moet julle al die woorde van die verbond onderhou en uitvoer. Julle hoofde, stamleiers, oudstes, opsigters, as ook elke Israeliet staan vandag hier in die teenwoordigheid van die Here julle God. Ook is julle kinders, vroue en die vreemdelinge wat saam in die kamp is, die wat water put en die wat hout kap, hier by mekaar. Julle almal staan hier om in 'n verbond met die Here jou God te gaan wat hy met jou gaan sluit, met eedswering. Vandag bevestig hy aan jou dat jy sy volk is en dat hy jou God is, volgens sy belofte wat hy aan jou voorouers, Abraham en Isak en Jakob gemaak het. Hierdie verbond met sy eedswering word nie net met julle alleen gemaak nie. Dit word gemaak met almal van julle wat hier in die teenwoordigheid van die Here ons God staan, sowel as die nageslagte wat nie op die oomblik hier is nie. Ten minste weet julle hoe ons verblyf in Egipte was en hoe die trek tussen al hierdie nasies deur verloop het. Hulle walglike afgode van hout, klip, silwer en goud het julle self gesien. En dit was sodat geen man, vrou, familie of stam se hart verlei word om weg te draai van die Here ons God en agter hierdie nasies se gode aangaan om dit te dien nie. Onder julle mag daar nie 'n wortel wees wat giftige vrugte of bitterals dra nie. En dan, wanneer hy die woorde van hierdie vervloeking, hierdie eedswering hoor en by homself dink, alhoewel ek in die moedswilligheid van my hart leef, sal dit steeds altyd net goed met my gaan. Op hierdie manier sal die natgemaakte plant saam met die dorstige plant uitvrek. 'n Man soos hierdie sal die Here nie vergewe nie. Die Here se toorn en ywer sal teen die mens brand. Dan sal al die vervloekinge wat in hierdie boek opgeskryf is op daardie man rus, en sy naam sal deur die Here van onder die hemel uitgewis word. Daardie man sal in die ongeluk kom, en die Here sal hom van al die stamme in Israel afsonder, en al die vloeke in hierdie verbond wat opgeskryf staan in hierdie wetboek sal oor hom kom. Dan sal julle nageslag wat na julle gebore word, asook die buitelanders wat van ander lande kom, die pla in die land sien wat deur die Here gestuur is, en hulle sal sê: Die hele oppervlak van die land is geskroei, en wat oorbly is swaal en sout. Geen plante groei daar nie, en die landerye word ook nie besaai nie. Dit lyk soos toe Sodom, Gomorra, Adma en Seboim deur die Here omgekeer is in sy woedende toorn. En die ander nasies sal wonder: Hoekom het die Here sulke dinge gedoen aan die land? Wat kon tog die Here so toornig gemaak het? Dan sal iemand antwoord: Hulle het die verbond verbreek wat die Here, die God van hulle voorvaders, met hulle gesluit het, tydens die tyd toe hy hulle uit Egipte gelei het. Toe het hulle besluit om ander gode, wat hulle glad nie geken het, of deur die Here aan hulle gegee is nie, te dien en te aanbid. En die Here se toorn het teen daardie land opgevlam, en al die vloeke wat in hierdie wetboek geskryf staan, het oor hulle gekom. En soos dit vandag is, het die Here in sy gloeiende toorn en grimmigheid hulle uit die land gepluk en in 'n ander land gewerp. Aan die Here ons God behoort die geheime dinge. Die dinge wat bekend gemaak is, behoort vir ewig aan ons en ons kinders, van geslag tot geslag,
om dan te leef volgens die woorde in hierdie wet en dit na te kom.